Okay, Matthew, you have the equation y equals 2x minus 5. Now you must write the inverse in the form. That means y becomes x and x becomes y. So now we write the inverse is x equals 2y minus 5. Now you must take your y to the left hand side. Jy moet jou y links vat. Dan word hy 2y. En jy moet jou x regs vat. Dan word hy min x min 5. Is dit reg? Dan deel ons nou regdeur deur min 2. Dan kry jy y is gelyk aan min x op min 2 min 5 op min 2. So dit beteken y is gelyk aan 'n halwe x min plus 2,5. Reg. So as jy nou hierdie funksie teken, as jy die funksie teken, dan kry jy jou x afsnit, jou x intercept, it means y is equal to 0, so you will have 0 is equal to 2x minus 5, so minus 2x is equal to minus 5 divided by minus 2, and that gives you x is equal to 2,5. Right. En as jy hom sal teken, dan is die y afsnit dan beteken dit x is gelyk aan 0. So met ander woorde, nou het jy y is gelyk aan 2 maal 0 min 5. So y is gelyk aan min 5. So sou jy die funksie teken, dan het jy 1, 2, 3, okay, kom ons sê maar 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Okay, jou x is 2,5 en jou y is 5, 2, 4, 5. En dan trek jy hom so deur. Maar, nou kom jou inverse. Jou inverse, dan sê jy nou net hierso, jou x word y. So y is gelyk aan 2,5 en jy sê hierso, jou x is gelyk aan min 5. Okay, nou is x gelyk aan min 5, 2, 4, 5. En y is gelyk aan 2,5. En dan sny hy so. En basies gaan hierdie kruis lê op die lyn y is gelyk aan x. Die funksie y is, of kom ons sê, ek sê en ek moet nou net verkeerd geskryf. Hou julle nog by my? Ja, dan nie. Dis nou. Jy het y is gelyk aan 2x minus 5 en jy het die ander ene, jou ander een, die inverse is x, y is gelyk aan, hy kom nou daarvandaan af, y is gelyk aan minus 1/2 x plus, is plus 1/2 x plus
2,5. Goed, is jou funksie, is jou hierdie lyn van die oorspronklik gegee het, is dit 'n funksie? Oorspronklike lyn. Die swart lyn. Nee. Hy is 'n funksie, want as jy 'n reguit lyn trek, sny hy hom net een keer. So hierdie is 'n funksie. En is die inverse ook 'n funksie? Ja. Want jy 'n reguit lyn trek, sny hy die inverse ook, so die inverse is ook 'n funksie. Goed so. Is julle by? Ja, dan nie. Dis reg. Kan ek aangaan? Dis reg. Ja, dan nie. Alright. Nou is die volgende een, y is gelyk aan 3x kwadraat. OK. Ja. So ons gaan 'n grafiek van hom teken. Ons gaan sommer met tabel gebruik, dit gaan makliker wees. Ons maak x en ons maak -2, -1, 0, 1 en 2. Goed so. Nou kry jy, as jy -2 insit, is dit 4 maal 3 is 12, is dit reg? As ek -1 insit, dan is dit 1 maal 3 is 3. As ek 0 sit, is hy 0. As ek 1 sit, is hy 3. En as ek 2 sit, is hy 12. Ek het invervang, verstaan julle? Ja, dan nie. Julle by? Ja, dan nie. Dis reg. Nou kom ons by die inverse. Nou die inverse gaan ons nou skryf. X is gelyk aan 3y kwadraat. OK, nou sê ons 3y kwadraat is gelyk aan x, ek ruil hom net om. Dan is y kwadraat gelyk aan x op 3, wat eintlik 'n derde x is. Nee? En y is dan plus of minus die vierkantswortel van 'n derde x. Maar jy hoef dit nou nie uit te werk nie. Jy gaan nou net hierdie tabelletjie, hierdie word nou y en hierdie word nou x. So dit gee vir jou die x-ry word nou die y-ry. So dit is -2, -1, -1, 0, 1, 2. En die y-ry word nou x, so dis 12, 3, 0, 3, 12. Sien julle? Sal ons nou die grafiek van die funksie teken? Twee, 4, 6, 8, 10, 12, né? En -2, -4, -6, -8, -10, -12.
Goed, nou plot ons die oorspronklike funksie. Y is gelyk aan, goed, dit is minus 2 en 12. Dan is dit minus 1 en 3. Dan is dit 0 en 0. Dan is dit 2 en 1 en 3. En 2 en 12. So hierdie grafiekie lê hierso. So. Sien julle? Ok, nou as ons die inverse kry, dan het ons 12 en min 2, 3 en min 1, 0 en 0. Ek wil hom eintlik in rooi maak. Ok. Is julle by? Ja, Tannie. So as ons nou 'n lyn deur enige plek deur die blou grafiek trek, is dit 'n funksie, né? Maar as ons 'n reguit lyn deur die inverse trek, dan is dit nie 'n funksie nie. Dis, kom ons skryf dit nou so. Y gelyk aan 3x kwadraat is 'n funksie. It's a function. You with me, Matthew? Yes, ma'am. The domain of a parabola is always x element of a real numbers. Dit is die definisieversameling. En die range, die waardeversameling, is altyd y. Y groter of gelyk aan die y-waarde van die draaipunt. The y value of the turning point. And y is an element of the real numbers. Het julle hom? So die y-waarde, die draaipunt is mos daarso, né? 0, 0. Sien julle? So y is groter as en gelyk aan 0. Hier is die draaipunt, okay. Nou kom ons by die inverse. Wat is die vergelyking van die inverse? Y is gelyk aan plus of minus die vierkantswortel van 'n derde x kwadraat. Nee, x. Dis reg, x. Nou word sy definisieversameling, the domain is the same as the range, but you just change the numbers
Jy draai net die y en die x'e om. So nou gaan jy sê, x is groter of gelyk aan y-waarde van draaipunt. X is greater than or equal to the y value of the turning point. And x is an element of the real numbers, so x is greater than or equal to 0. So all here you have changed to the x's to y's, or the y's to x's. See, verstaan julle dit? Ok, nou kom ons by die volgende ene. Nou gaan die definisieversameling word nou weer die waardeversameling. The domain becomes the range, die waardeversameling. Goed, so nou gaan daai x word nou 'n y. Y is 'n element van die reële getalle.